Op donderdag 2 Oktober lees ek vir ons uit Matteus 5 vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Toe Jesus 'n skare gelowiges in Matteus 5 teen die berg agter Kapernaum opgevat het, was hulle baie gespanne oor die politieke magte en kragte waarin hulle uitgelewer was. En terwyl Jesus met hulle praat, kyk hulle oor die see van Galilea en kon so wat 10 kilometer verder koning Herodes Antipas se paleis in Tiberias sien. Die Herodes familie, wat al vir jare namens die Romeine in Israel regeer het, was berig dat hulle korrup was en hulle was gevrees. Die gelowiges wie Jesus toespreek, was uitgelewer aan hierdie kragte en bo hulle beheer gewees, wat uitgeloop het op 'n groeiende frustrasie by hulle en 'n konflik. Die gevoel was dat hulle sal moet beklei vir hulle eie oorlewing en vir hulle behoud. En in die midde hiervan stuur Jesus hulle dan terug huis toe met hierdie seën, wat nie lê in voorspoed van die politieke uitkomste nie, maar in die seën van vrede. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hierdie gedagte dat ons seën nie lê in die oorwinnings wat ons in die lewe soek nie, maar juis in die vrede, is aanvanklik vir ons skrikwekkend, want dit vra vir ons 'n heeltemal ander reaksie. Want ons reaksie is natuurlik om te veg vir ons behoud. Tog bring dit ons net weer by 'n plek uit waar ons ander mense te nakom en waar hulle weer terug beklei en ons te nakom. Hoe breek hierdie woorde van Jesus deur tot ons huidige situasies van konflik en frustrasie en spanning? Dink net hoeveel tyd en energie ons spandeer om te beklei en om dit terug te kry wat ons voel ons verloor het. Hoe sou ons vandag anders kon reageer om vrede te kan bring? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U noem die vredemakers U kinders, want hulle weerspieël U hart. Leer ons om nie konflik aan te wakker nie, maar om in stilte genesing te kan bring. Laat daarom my woorde sag en regverdig wees, my hande bereid om te dien, my hart vol vrede. Soos Christus vrede gebring het deur die kruis, help my om vandag met daardie vrede te leef in die spanning en die konflik waarin ek my bevind. In my huis, in my gemeenskap en in die skepping rondom my. Here, maak my 'n draer van U shalom, U vrede, sodat U lig en liefde kan deurbreek. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.